dat ons vanmôre die voorreg het om voor 'n almagtige en 'n lewendige God te mag staan. En Here, ons wil vir U sê dankie vir wie U is. Dankie dat U die eerste tree na ons toe geneem het. Dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie dat U 'n liefdevolle Vader is wat vir ons omgee en wat vir ons lief is. En ons het vanmôre die voorreg om voor U te kan staan en vir U te kan sê, Here, dankie vir wie U is. Dankie vir U genade, U liefde en U teenwoordigheid. Dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees en te weet dat dit is U wat dit bestem het, dat ons vanmôre hier moet wees. En soos my gebed, Here, dat U harte ontvanklik sal maak, dat U gedagtes sal rig op dit wat vanmôre gebeur. En Here, mag daar net een ding vanmôre gebeur, en dit is dat U verheerlik sal word. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons almal sê, Amen. Baie dankie, U mag U se plek neem. Baie welkom by hierdie baie spesiale erediens. En ons het gevoel dat ons wil graag hierdie erediens wy aan ons skole. En dis so goed om elke leerder hier te sien, almal met hulle skoolklere aan. Dit wys jy daar's 'n trotsheid vir die skool waarin hulle is. En dis lekker natuurlik om ouers hier te hê en ook vir ons goed om personeel hier te hê. Dankie dat jy die moeite gemaak het om vanmôre hier te wees. En in die besonder wil ons ook dankie sê aan ons skoolhoofde. Hier is 'n klomp skoolhoofde wat hier is. Ek het net so 'n paar gesien, ek kan ook gemis het. Ons wil in besonder vir meneer Jan van Staden van die monument baie welkom sê. Meneer Gerard Meiburg, as jy wonder hoekom loop ek so krom en krippel, ook aan Elmar de Klerk van Kira, ons wil ook vir jou baie welkom sê Elmar. Dion Rousseau van die Laerskool Rodekrans, Johan Swart, hoof van Hoërskool Bastion, en dat ons ook adjunkhoofde, en die eerste wat ek gesien het, nou is Frikkie Klopper. Dankie dat julle vanmôre hier is. Dit is vir ons regtig goed om julle ook hier te sien. Met my voorbereiding het ek geheeltyd die gedagte het by my opgekom van dis 'n seisoen. Dis 'n seisoen. Die heeltyd van dis 'n seisoen waar ons is. Dis net 'n kort tydjie van jou lewe, of dit nou laerskool of hoërskool is, dis 'n seisoen. Daar's 'n begin en daar's 'n einde. En so baie keer wens ons dat hierdie seisoen klaar maak. Wie van julle ouens op skool wens skool is nou klaar? Steek op jou hand, jy kan eerlik wees. Wie hoop? Ek onthou, maar dit gaan nie ophou nie. Die ouers steek ook hande op, mooi. Ek onthou, op hoërskool het ek op 'n punt gekom gedink, gaan dit ooit ophou? Ek wil nie meer hierdie wiskunde in my lewe hê nie. Dis soos 'n berg voor my. En toe kom ek eers later op die universiteit agter dat predikant het nie wiskunde nodig nie, okay. En toe ek op universiteit was, onthou ek my einde derde, begin 4de jaar, het ek gehoop, kan hierdie net verbykom? Kan ons net klaar kry? Kan ek net ordentlik geld verdien om te trou en 'n huis te kry en kinders te kry en net te begin met my lewe? En so hoop jy die heeltyd nog na dit wat nog moet kom. Maar in terselfdertyd mis jy wat heidaglik gebeur. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil hê dat jy hierdie seisoen in jou lewe geniet. Dat jy die voorreg om deel te kan wees in hierdie spesifieke konteks, in 'n skoolkonteks, en in hierdie seisoen is jy by magte om te excel. Is jy by magte om alles uit hierdie seisoen te kry wat vir jou goed en mooi en positief is en wat vir jou kan werk. Maar toe besef ek ook dat 'n skool is eintlik baie dieselfde as 'n kerk. 'n Skool en 'n kerk is baie dieselfde. Maar as jy selfs in jou werksplek gaan kyk, sal jy sien dat dis ook maar dieselfde. Hoekom? Want al daardie entiteite en instansies bestaan uit, sê dit hard, uit, nee, julle saggies,
Mense. Ons werk met mense. Ons het te doen met mense. En jy kan ook vandag vir my sê, Marius, jy werk nie waar ek werk nie. Jy gaan nie dalk skool waar ek skool gaan nie. Jy is nie in die klas waarin ek is nie. Want mense is weird, mense is vreemd, mense doen snaakse goed. Mense is eiewys, hulle is onsensitief, hulle is trots, hulle is selfgesentreerd en dan is hulle nog ongeduldig ook. En as ek kyk na die woord, die gedeelte wat ek nou vir jou gaan voorlê, het die Here die begeerte dat daar harmonie moet wees, dat daar vrede moet wees, dat jou gelowige, jou getuienis is nie 'n Sondag ding nie, maar is elke liewe dag van die week. En die Here het hierdie begeerte dat ons in gesonde verhoudings sal leef, met onsself en ook met ander mense. Maar om te begin deur te sê, dit begin by my. Dit begin by my ingesteldheid. Dit begin in my houding en die manier hoe ek sekere dinge aanpak. Dit begin by my. Kom ons lees Kolossense hoofstuk 3 van vers 18 tot 25. En as jy nou hier sal lees en sal saam met my kyk na die verhoudings wat Paulus vir ons hier probeer beskryf. Hy praat met almal. Hy sê, vrouens, wees aan julle mans. O, julle stil, ken julle nie die Bybel nie? Soos onderdanig, nee, mans, onderdanig. Maar kom ons stop gou daar. Kom ons hard begin na Efesiërs 5 toe. Efesiërs 5 is Paulus weer in die woord en hy praat oor die huwelik en hy sê vir die mans, julle moet julle vrouens lief hê. Ons kom nou net daarby, maar dan sê ook vir die vrouens, wees aan julle mans onderdanig, maar die vorige versie sê hy, wees aan mekaar onderdanig, uit respek vir Christus, wees aan mekaar onderdanig. Daardie onderdanigheid word vertaal met die woordjie hypotasso, wat beteken om op te lig. Met ander woorde, as jy onderdanig aan jou man is, en as jy onderdanig aan jou vrou is, dan beteken dit, jy lig hom op. Jy tel hom op, jy help hom om hy hoë bal in die lewe te vang, en ook vice versa. Hy sê, soos dit by julle pas, mense wat in die Here glo, mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat aan hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Nou praat hy selfs in die werkskonteks, slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Dan vers 23, baie belangrik. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ons gaan nou net daarby terugkom. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Paulus skryf hierdie brief vir 'n gemeente. Paulus vat 'n pen en hy begin skryf omdat hy iets raak sien in die gemeente van Kolossense. En hy sien dat die manier hoe hulle met mekaar werk is nie reg nie, is nie goed nie, is nie soos wat die Here graag wil hê, verhoudings moet werk nie. En dis verhoudings in jou huis, verhoudings tussen ouers en kinders en ook in die werk en alledaagse lewe. En Paulus kom en hy sê, maar julle moet anders lyk. Julle moet anders optree, julle moet ander goed vir mekaar sê. Dat julle kan nie dieselfde as die wêreld lyk nie. En daarom dit wat jy doen, maak nie saak hoeveel in die skool is, en of jy ouer is, en of jy onderwyser is nie, moet jy alles doen soos wat jy dit nie vir mense sal doen nie, maar vir die Here doen. Met ander woorde, jy staan uit, jy lyk anders, jy sê ander goeds, jy interpreteer ander goed, jy tree anders op, jy sê ander dinge. En Paulus help ons om te sê, maar dit moet elke dag uitgeleef word. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here.
Ek dink ons moet vandag vir mekaar sê, dat die fundament van ons lewens is nie punte en prestasies nie. Maar vir die fundament van die lewe, om God te ken, respek om in mense te hê, en liefde soos wat hy ons lief het. Ons is geroep om 'n verskil te maak. In elke sfeer van die lewe, in elke fase van jou lewe, het die Here jou geroep om 'n verskil te maak. Kom ons staan 'n bietjie stil by ons ouers. God se roeping vir ouers. Vaders, moenie julle kinders moedeloos maak nie. Dit is belangrik om te sê dat die ouers is die eerste onderwysers in 'n kind se lewe. Dis die opvoeders. Dis hulle wat moet tyd spandeer saam met kinders. Dis ook wat Deuteronomium vir ons sê, is dat praat met jou kinders oor die gebooie. Vertel hulle van dit wat belangrik is. Maak nie saak waar jy is of wat jy doen nie. Of jy op reis is en of jy gaan slaap, slaan dit teen jou deurkusyne vas. Jou primäre taak is om jou kind op te voed in die regte en korrekte waardes van die lewe. En kinders kyk na ons. James Baldwin sê, kinders was nog nooit baie goed daarmee om na hul ouers te luister nie. Amen. Maar hulle het nog nooit daarin gefaal om hulle na te boots nie. En jy kan amper maar daar sê, monkey see, monkey do. Die manier hoe jy optree en die manier hoe jy goed sê en jou houding in die lewe, moet jy weet, het 'n baie groot kans om in jou kinders ook af te speel en dat hulle jou ook net so genaald boots soos wat jy optree. Ouers skep die omgewing waarin hulle kinders leef. Ja, punte is belangrik. Prestasie is ook seker belangrik. Elke ouer se droom is dat kinders presteer en dat dit met hulle sal goed gaan. Maar op die einde van die dag gaan dit nie oor 'n balkie nie. Dit gaan oor jou kind. Dit gaan om in jou kind te belê. Dit gaan om jou kind raak te sien. Dit gaan oor om in jou kind te glo. En as hy hierdie wonderlike mylpale haal, is ons saam opgewonde en ons is bly. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan om 'n gesonde kind te hê. Dit gaan om 'n gelukkige kind te hê. Dit gaan om 'n kind te hê wat net leef en lewe geniet. Lewe met 'n glimlag. Want is dit nie waar? As jy spanning beleef, ervaar hulle ook die spanning. En so gaan ons seisoen in en seisoen uit met spanning. En ek wil vir jou sê, daai spanning is toksies. Daai spanning is gif. En al wat jou kind moet wees, is om net 'n kind te wees. Dankie vir ouers, en spesiaal ons vrouens, wat uitverkoop is, en wat alles doen. Ek kan nie sê wat na so rukkie terug gesê het nie, maar ons het ons vrouens nodig. Ons het ons vrouens nodig in ons lewens, want hulle vat daar raak waar ons misvat. Het wys, kinders, waarby ouers betrokke is, kan jy dit sien in hulle gemiddelde. Jy kan dit sien in hulle selfvertroue en hulle emosionele stabiliteit. Ons is daar om te bemoedig, ons is daar om te ondersteun. Ons is daar om saam met die skool te werk. Wat van ons ouens wat skool gaan? Wat van ons leerders? Nou die vers wat Jesus sê is, kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers. Dis baie meer as dit. Dit wys van wysheid. Dit wys van respek. Dit spreek tot karakter. En ek dink dit is wat Paulus ook hier sê is, dat hy soek kinders wat ook op jong ouderdom wysheid kan toon, wat ook respek vir mense het, en wat ook besig is om hulle karakter te bou en te vorm. Ek wil vandag vir elke leier in hierdie kerk sê, jy het dit. Jy is tot alles in staat
Nie deur jouself nie, nie deur jou ma of pa nie, maar deur Christus, wat vir jou die krag gee. Ek wil vandag vir jou sê, daar is 'n toekoms. As jy luister na die doemprofete en dan sê dit, daar's nie 'n toekoms nie. Ek wil vir jou sê, daar is 'n toekoms. Hoekom is daar 'n toekoms? Want jy is in God se hand. En hy het na jou lewe gekyk en hy sien jou en hy droom oor jou lewe. Hy het 'n plan vir jou. Hy het 'n droom vir jou. Die woord sê die mens kies die pad waarop hy loop, maar die Here bepaal die rigting. Hy het 'n plan vir jou uitgewerk en hy wil hê dat jy daardie droom moet behaal. Hy wil graag hê dat jy daar moet uitkom. Maar jou toekoms lê in jou hand. Wanneer jy praat van 'n toekoms, dan praat jy van keuses, jy praat van besluite. Jy moet vir sekere goed ja sê, jy moet vir sekere goed nee sê. Jy moet aan 'n rad kom. Dit help nie jy soos 'n motor wat net die hele tyd in neutral is en al wat hy doen is hy trap die petrol in 'n ref nie. Jy moet daai kar in rad sit. Jou pa, jou ma, jou onderwyser, wie ook al kan nie die rad insit nie. Jy moet daai rad insit. En as jy in 'n rad kom en die regte keuses maak en dan op die pad van die Here bly, wil ek vandag vir jou sê, you've got it. Dit wat vir jou wag is mooi. Walt Disney, bietjie na sy lewe gaan kyk. Hierdie ou entrepreneur, maar ons sien nie die mooi en ons sien nie die glamour wat Walt Disney bereik het. Hy was 'n paar keer in sy lewe bankrot gewees. En totdat dit gewerk het. En hy het gesê, al ons drome kan waar word, as ons die moed het om dit na te streef. Graag soek jy dit. Werk daarvoor. Kom in rad. Geniet die seisoen waarin jy is. Kan jy dink in ons lewens, jy het dit gevoel soos 'n oogwink. Volgende jaar is Reinhard in graad 11. En jy, graad 12. Sjoe, nou maak ek die jaar kort, maar dit is die waarheid. Volgende jaar sy graad 12. En jy hierdie jaar graad 7. En as ek terugdink en dink aan myself, hoe vinnig hierdie tyd nie verbygegaan nie. Te dink ons loop al 11 jaar 'n pad saam met ons skoolouers. Dinge het al verander. Daar's weer 'n nuwe seisoen wat besig is om aan te breek. Maar dit waarin jy nou is, geniet dit, want dit kom tot 'n einde. Ek dink nou sommer aan wat Herbie gesê het. Ek sê vir hom, "Sjoe, dis besig. Dis hierdie kant toe, dis daardie kant toe. Dis hokkie, dis oefeninge, dit is netbal, dis op en dis af. Dis besig." En hy sê vir my, "Ek mis dit. Ek mis dit om so rond te gery het. Ek mis dit om langs die cricketveld te gesit het, 'n rugby game gekyk het, om by 'n oefening te wees. Ek mis dit. Want die seisoen gaan verby." Ek wil vandag sê aan elke onderwyser wat vandag hier is, ek wil vandag vir jou sê dat jy nie net 'n werk doen nie, maar dat jy jou roeping uitleef. Ek wil vandag vir jou sê dankie dat jy die twak en die nonsens van soveel ouers opvreet. Ek wil vir jou dankie sê dat jy nog nie bedank het nie. En as jy bedank het, hoop ek jy kom weer terug. Want dit is hard. En dit is baie keer onsensitief hoe daar teenoor ons onderwysers gewerk word. En van my af is dit baie maklik om te sê en om 'n opinie te lig. Maar ons weet die werk wat in die klasse ingaan. Ons ken en weet van die voorbereiding. Ons weet van die assesserings wat moet plaasvind. Ons weet dat die departement 'n geweldige druk op die skole sit, op onderwysers sit. Hulle oorlaai. Maar ek wil ook hierdie vers vir jou gee. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Jy sit met die gemeenskap voor jou. Ek sê altyd, as jy wil weet hoe lyk jou gemeenskap, gaan kyk hoe lyk jou skool. Gaan kyk wat in die skool plaasvind. En jy sal baie gou agterkom dat die skool is 'n plek waar daar gebrokenheid is. Daar's stikkendheid. Daar's hartseer. Jy beleef die seer van die gemeenskap voor jou.
En dankie vir die rol wat jy daar vervul. Dankie vir elke hoof wat dienste in plek sit, om daardie kind nie net skolasties opvoedkundig te kan help nie, maar ook in alle areas van sy lewe. Wat mense beskikbaar stel om 'n een-aan-een pad saam met kinders te kan loop. Om dienste te gee waar daar dalk nie finansies is om dit te kan doen nie. Want jy's besig met koninkrykswerk. Jy's besig om dalk die enigste rolmodel in daardie kind se lewe te vervul. En ek wil vir jou sê, my gebed is dat die Here jou sal seën. My gebed aan elke hoof is dat die Here jou krag, insig en wysheid sal gee. Vir elke beheerliggaam wat dalk ook hier is, ons gaan nou vir julle bid, ons diens is amper klaar, vir die rol wat jy vervul, nie in die bestuur nie, maar in die beheer sake, om die skool sterker te kan maak, om die skool te kan ondersteun en by te staan, en seker in plek te sit, tot voordeel van die kinders en van die gemeenskap. Henry Adams het gesê, 'n onderwyser raak aan die ewigheid. Hy kan nooit weet waar sy invloed eindig nie. Jy besef dalk nie waarmee jy besig is nie. Jy besef dalk nie die rol wat jy in daardie kind se lewe vervul nie, maar jy red hom. Jy help hom. Ek dink baie van ons kan vandag hier sê, ek onthou daai een juffrou, ek onthou daai een meneer, en hy het so groot rol in my lewe gespeel. My gebed vandag is, en ek gaan nou klaar afsluit, is om te sê, leierskap, sê John Maxwell, gaan nie oor titels of posisies nie. Dit gaan daaroor dat een lewe 'n ander beïnvloed. En of jy 'n leier is, of jy deel is van die leerlingraad, of jy 'n onderwyser is, of jy 'n hoof is, en of jy 'n ouer is ons geroep om mekaar te beïnvloed. Is ons geroep om 'n verskil in mense se lewens te maak. En almal so te hanteer, soos wat Christus mense sou hanteer het. Om almal te sien, soos wat Christus na mense kyk, en hulle beleef het. En dan gaan ons begin om hierdie stikkende gemeenskap van ons weer heel te maak. Gesinne wat weer heel kan word. Gesinne en kinders wat op die plek kan kom waar hulle moet wees. Moeder Teresa het gesê, nie almal van ons kan groot dinge doen nie, maar ons kan klein dinge met groot liefde doen. Daarom wil ek sê, ouers, wees getrou in dit wat jy doen. Wees getrou in daardie verantwoordelikheid. Onderwysers, gee jou beste. En dankie dat jy die hele beste gee. En ouens, kinders, leerders, as jy val, staan op. Dis amper soos golf. It's not how you drive, but it's how you arrive. Dion, jy moes gesê het, ja. Jy en ons is baie keer tussen die bome, maar julle kom daar uit. Mag die Here jou seën. Ek gaan vra dat Aubrey en Naas en Dion van Rensburg na vore kom. En ons gaan vir ons ouers, ons leerders, ons onderwysers en of ons BA-lede gaan ons bid. En dan is hierdie diens klaar, dan gaan ons 'n lied saam sing, gaan die seën uitspreek en dan het ons gereël, elke onderwyser kry gratis koffie buite by die barista. Elke leerder kry 'n gratis slush of koffie, net wat jy wil hê. So voor jy huis toe gaan, asseblief, maak eers 'n draai by die koffiewaandjie. Hulle gaan vir jou reg wees. Ek gaan vra dat ons eers vir Dion van Rensburg geleentheid gaan gee en hy gaan vir ons kinders bid. Dankie Dion. Dankie Marius en môre almal. Terwyl Marius praat, dink ek aan 'n klomp goeters. En sê jy nou vir my om 'n boodskap te gee, nie, maar ons almal is ook kinders, nê. Nee. So die boodskap sê, wees aan jou ouers onderdanig, so as jy nou vandag hier sit en jy is 40, jy was ook 'n kind.
So ons verloor bietjie daai prentjie baie keer. Ons dink dis net kinders op skool, maar so is ons almal kinders. Maar ek wil graag vir die skoolkinders bid, soos julle almal kan opstaan, die wat hulle skoolklere aan het, die wat ook nie skoolklere aan het nie. As jy nog in die skool is, staan asseblief op. En dis 'n mooi voorreg, dis 'n eer en 'n voorreg om vir julle te kan bid en julle te kan opdra. So as jou kind naby jou is en jy kan jou hand op hom sit of haar sit, doen dit asseblief. Indien nie, kom ons hou net ons hande uit na hulle toe. En ek wil begin deur te vra, maak net jou oë toe voordat ek bid. Maak net jou oë toe. En vir 20 sekondes dink net aan niks. OK. Dink aan niks. Dis net swart. So jy dink nie aan die verlede nie, jy dink nie aan wat jy vanmiddag gaan doen nie. Jy dink net aan niks. En dan wil ek hê jy moet dink net aan hoe sien jy jouself? En is daai prentjie die ware prentjie? Is daai prentjie hoe God jou sien? Is daai prentjie wie God jou gemaak het? Dankie Here dat ons vandag net hierdie kinders aan U kan opdra. Here, U het elke liewe een wat hier is, lief met die grootste liefde wat daar is. Nie omdat ons iets doen nie, maar net vir wie U is. En ek bid dat elke siel vernuwe word en verfris word met die identiteit vir wie hulle is in Jesus. Nie wie maat sê nie, nie wat die omgewing sê nie, nie wat my prestasie sê nie, maar dat elkeen hier besef dat hulle is kosbaar in U hand en vir die doel wat U vir hulle het. Ek pleit die bloed van Jesus oor elke siel, om elke negatiewe gedagte en elke negatiewe ervaring te verwyder en 'n hoop en 'n toekoms te gee wat vol vreugde is in U hand. En soos die boodskap wat ons vanoggend gehoor het, Here, mag alles wat hulle doen net vir U wees. Mag die eerste liefde in die oggend Jesus wees. Mag hulle opstaan elke oggend met 'n liefde vir God om hom te soek en saam met hom te stap. Mag hulle gehoorsame kinders wees. Here, deur voluit te lewe dit wat U in hulle harte druk. Ons eer U daarvoor, Here, en dan bid ek dat waar hulle voete grond raak, dat mense Jesus in hulle lewens sal sien. Deur hoe hulle praat en dit wat hulle doen. Mag hulle verskil maak in hulle omgewing. Dis nie altyd maklik nie, Here, maar U gee die hoop. En dan sluit ek af met Josua 1 vers 9 wat sê, wees sterk en wees vasberade. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Amen. Goeiemôre almal. Voordat ek enigstens begin bid, wil ek net sê, ek sien Juffrou Sally Stein vanoggend in die kerk. Nou, Juffrou Sally Stein was my Engelse juffrou van standaard 6 tot matriek. En ek het by haar Engelse redenaars gedoen. So as dit nie vir haar was nie, is die kans dat ek tentoon ooit eendag op 'n verhoog sou kon klim en enigiets doen, seker 0 gewees. Ja, so dis my voorreg om vanoggend vir die ouers te bid. So ek wil vra as jy 'n pa of 'n ma is en jy het 'n kind, of hy nou in die skool is of nie in die skool is nie. Almal anders het nou beurt kry om op te staan. So wil julle nie vir my asseblief almal opstaan nie. Sal ek graag vir julle almal wil bid. Aan die ander wyse, dis seker amper die hele kerk behalwe die kinders. Ek wil sommer net voordat ek bid, net gou vir elke kind vra wat nou sit, nê? Kyk gou op na jou ma en jou pa. Want maak nie saak hoe kwaad hulle jou maak nie. As dit nie vir hulle was nie, was jy nie vanoggend hier nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader Here, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om vanoggend heel eerste in die huis bymekaar te wees. Here, wat 'n voorreg is dit om so groot klomp mense bymekaar te kan sien met een doel voor oë, en Here, dit is om U naam te verheerlik. Here, maar my gebed vanoggend is spesiaal vir die ouers. Here, dis seker die grootste voorreg wat U vir enige mens gee, is om 'n ouer te kan wees. En partykeer vergeet ons dit. Here, my gebed is vanoggend heel eers vir die paas. Here, wil U vir elke pa wat vanoggend hier so staan, van vooraf daai besef gee van die rol wat hy speel in sy kinders se lewens.
Here wil nie hê dat U nie help dat hy besef vanoggend weer dat hy het hierdie ongelooflike groot verantwoordelikheid om voor te loop nie. Here, daai sê ding wat ons nou op die bord gesien het van kinders boots hulle ouers na. Here, en wat 'n groot voorreg gaan dit wees om eendag te hoor dat jou seun sê ek wil eendag soos my pa wees. Here, help ons om daai verantwoordelikheid te besef, Here, maar om enigstens ons skoene te kan vol staan, Here, moet ons besef dat alles kom van U af. Ons is so afhanklik van U. Here, vir leiding, vir voorsiening. Here, help elke liewe pa in hierdie gebou om vanoggend van vooraf te besef dat alles kom van U af. Ons soeg en ons sweet en ons werk ons vingers stomp om te kan voorsien vir ons gesinne en mense om ons, Here, maar tog kom alles uit U hand uit. Geef vir ons vanoggend daai gerusstelling om te weet dat U is in beheer. U is absoluut in beheer. Here, as ons wil weet of U al ooit vir ons gesorg het, hoef ons net te kyk na die verlede en dan weet ons, maar U het vir ons voorsien en ons is afhanklik van U. Here, dan my gebed vir die ma's is, Here, gee vir hulle heel eerstens geduld. Here, kinders is baie keer kinders. En hulle vat skrikkelik baie van ons aandag, Here, en hulle het al hierdie goed nodig, elke dag, heeldag. Here, en as ek na 'n ma kyk baie keer, dan dink ek, hoe kry hulle dit reg? Hoe maak hulle dit? Here, net om van vooraf te besef dat, weer eens, kom alles van U af. Geduld, liefde, selfbeheersing, Here, al die vrug van die Gees. Alles kom van U af. Here, so seën die ouers vanoggend, seën die ma's, seën die pa's. Enigiemand wat in 'n ouerskaprol staan, Here, as daar 'n ma is wat dalk 'n pa se rol moet vervul vanoggend, dan wil ek vir ekstra krag en ekstra moed en ekstra deursettingsvermoë bid vir hulle, Here. Here, want hulle het 2 stelle skoene om vol te staan. Net so vir elke pa wat daar nie noodwendig 'n ma is in die huis om daai skoene vol te staan nie. Here, ekstra porsie geduld. Ons manne kan baie keer so kort van draad wees, Here. Geef van my ekstra porsie geduld. Here, seën hulle. Seën hulle met kinders wat luister. Die eerste keer luister. Here, Marius het vanoggend gepraat oor harmonie. Here, laat harmonie in 'n huis seëvier. Ek wil bid vir vrede, vir U guns op hulle, vir U seën vir die res van die jaar. En ons vra hierdie in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Ek wil tog vir jou vra, of wat? Okay. Ek wil tog vir jou vra dat as jy graag 'n verskil wil maak in jou skool en jou gemeenskap, gaan staan as 'n beheerliggaamslid. Terselfdertyd wil ek vir jou ook sê, daar's geen voordeel daarin nie. Jy gaan agterkom dat mense hou ook nie meer van jou nie. En mense wil nie graag saam met jou kuier nie, want jy is deel van die skool. Dis ook okay. Maar waaroor gaan dit? Dit gaan om saam oor 'n skool te droom. Dit gaan om 'n skoolstruktuur sterker te maak. Dit gaan daarom die CEO, die hoof van die skool en sy bestuurspan te ondersteun om dit te doen waarvoor hulle daar is. Om 'n buffer te wees tussen hulle en departement. En ek wil graag dat jy daaroor sal dink en daaroor sal bid. En as die Here dit op jou hart lê om te staan volgende jaar, dan wil ek jou aanmoedig en sê, go for it. Gaan maak 'n verskil. As jy iets aan die tafel toe kan bring, doen dit. En kom ons verander, en kom ons beskerm dit wat ons het. Ek wil vra Dion, jy kan staan, jy verteenwoordig met al die beheerliggame van al die skole, en sommer van Kreeusdorp, en kom ons bid saam. Here Vader, ek bid vir elke beheerliggaam en beheerliggaamslid. Here, my gebed is dat julle sal seën met insig en wysheid. Here, daar waar die deure toe is en die moeilike saak op die tafel is en waar daar besluite geneem moet word wat die toekoms kan bepaal van ons skole, wil ons bid, Here, dat U hulle sal seën met insig en wysheid. Sal weet, Here, hulle is daar om te dien.
Hulle is daar om van hulle self te gee en sodoende 'n verskil te maak in ons skole. En daarom bid ek net Here dat wanneer dit vol raak en dit besig raak en mense nie weet hoe om tyd te bestuur nie, dat jy hulle ekstra genade sal gee. Ekstra genade sal gee om ook nie net te rol nie, maar om ook 'n roeping uit te leef. En ons eer U daarvoor. Amen. Kom ons gee ons musikante 'n lekker hande klap. Dankie Tess, julle het goed gedoen. Kom ons werk aan goeie verhoudings en wanneer ons uitbeweeg en ons motors inklim, ry asseblief om die kerk kloksgewys agterom, anders gaan ons volgende week weer moet praat oor verhoudings. So asseblief, ry asseblief kloksgewys om. As jy langs jou vrou staan of man, vat haar hand, vat jou kind se hand. As jy jou pel langs jou staan, vat sy hand en ontvang die seën van die Here. Here, seën ons huise, ons skool en ons verhoudings. Lei ons ouers met wysheid, onderwysers met roeping en leerders met moed. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou vrede gee. Amen.